So in graad 10 het julle te doen gehad net met parabole wat sy draaipunt dieselfde was as sy y-afsnit. So jy sou byvoorbeeld so iets gehad het, of jy sou so iets gehad het, of hoe ook al. Maar nou in graad 11 het jy te doen met parabole wat nie net op en af skuif nie, hulle skuif nou hulle het horisontale verskywings ook, so hy kan nou op ander plekke, kan hy nou sny. Wat beteken, jy het nou 'n nuwe standaard formule, dis nie net die ax kwadraat plus c nie, of hoe ook al, wat se formule julle nou ook al gebruik het, ek weet baie keer gebruik verskillende skole, verskillende simbole. Hierso het jy nou y of fx is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. So dis net sy gewone standaard formule. Jy kry nou twee ander maniere, twee ander verskillende soorte maniere waarop jy ook sy vergelyking kan skryf, maar hierdie is die algemene ene. So onthou, die a gee vir jou inligting oor die vorm. So is hy 'n smiley face, is hy 'n sad face. So onthou, as a negatief is, as a kleiner as 0, dan is hy 'n sad face. So dan lyk hy so. Waar as a groter is as 0, as a positief is, dan is hy 'n smiley face, happy, né? As ons nou ons goedjies daar inteken. OK, en jou C gee vir jou y-afsnit. Al hierdie is ook daar in die opsommingkies wat ek daar vir julle gegee het. En my B wys daar's 'n nuwe simmetrie as. OK. So dit is die een formule. Nou die ander formule wat jy ook het, is die draaipuntsformule. Dis y is gelyk aan a x min p kwadraat plus q. So in hierdie geval jou a sê vir jou nog steeds dieselfde ding, gee vir jou nog steeds dieselfde inligting oor jou vorm, maar hierdie, en dis hoekom ek hom my draaipuntsformule noem, die p en die q gee vir my draaipunt. Dus die p is die x-koördinaat van die draaipunt en die q is die y-koördinaat van die draaipunt. Maar let net op, onthou daar's 'n negatief. So as ons dit so met simbole skryf, dan sê ons vir jou die draaipunt is die p en die q, maar in realiteit, as jy jou draaipunt moet neerskryf, sê nou maar, hulle sê vir jou dis y is gelyk aan 2x plus 1 plus 3, so, en jy moet die draaipunt gaan neerskryf, dan vat jy altyd die x-waarde met die teenoorgestelde teken. So jy gaan hom dan altyd die teenoorgestelde teken gee, so dit gaan 'n -1 wees. En daai waarde gebruik jy net so. Hoekom? Want as ek 'n -1 daar sou insit, -1 raak dan in 'n geval +1. So die feit dat daar 'n minus is, maak dat jy dan, as jy self, as hulle vir jou die formule gee, altyd die teenoorgestelde teken daar gaan gebruik vir jou draaipunt. En dan het jy nog jou wortel vorm, wat dink ek hier uitvee, ok. En dit is wanneer hulle vir jou eintlik dit, hulle gee nie hom so baie nie, maar wanneer hulle vir jou die x-afsnitte bekend maak, so hulle sê dis y is gelyk aan, en a is weer dieselfde ding, x minus x1 en x minus x2, of partykeer praat hulle van wortel 1 en wortel 2, so dan as hulle vir jou in hierdie formaat gee, dan kan jy uit hierdie formaat uit dadelik die x-afsnitte kry, onthou nie die x-afsnitte gaan dan die teenoorgestelde teken sê van daar, omdat daar weer minusse is. Ok, en a weer eens sê nog steeds vir jou dieselfde ding as wat hy die hele tyd gesê het, dit gee vir jou die vorm van jou grafiek aan. So, julle het nou nie vreeslik ge-worry oor kwadraatsvoltooiing nie, ek weet baie skole is nie so erg gefokus op kwadraatsvoltooiing nie, omdat hulle dit nie in die eindeksamen vra nie, maar kwadraatsvoltooiing is 'n manier wat jy kan gebruik om jou vergelyking in daai formaat te kry, in die draaipuntsformule. Die kwadraatsvoltooiing.
voltooiing, of die vierkants voltooiing. So dis die metode wat ek gebruik om hom in daai formaat te kry. Onthou net daai. Okay, so kom ons kyk gou na die skets. Okay, so hoe skets jy jou parabool? Ons gaan nou deur al twee die maniere gaan. Die eerste manier is wat hulle vir jou in die gewone, ja, die standaard vorm daarso gee. So, onthou, jy het 'n paar goed wat jy nodig het vir jou om jou parabool te teken. Jy moet weet wat is sy afsnitte, so jy kort sy x-afsnit, jy kort sy y-afsnit, jy kort sy draaipunt, en jy kort sy vorm. Okay. So die vorm kan ons sommer dadelik gaan bepaal, dit is mos daai enetjie, ja, hy is positief, wat beteken hy is 'n smiley, so ek weet sommer dadelik hy gaan so lyk. Dan onthou, as jy jou x-afsnit wil hê, dan het ons mos altyd vir y 0 gemaak en die vergelyking opgelos, en dieselfde as jy vir jou y-afsnit wil hê, dan maak jy vir x 0. Maar ons het mos nog gesê, dat daai c-waarde gee eintlik vir jou y-afsnit, want as jy 'n 0 gaan sit daar in x se plek, 4 x 0 is 0, 2 x 0 is, so dit gaan in elk geval net daai wees, so jy kan dit vir hulle gaan wys jou stappies, maar ek gaan nou net skryf my y sal ek aan min 1, so as jy dit in koördinaatvorm wil skryf, dan is daai sy y-afsnit. So nou, sy x-afsnit gaan ek sommer hierso aan die kant doen, dan maak jy weer vir y 0, en dit is wanneer jy jou kwadratiese vergelykings gaan gebruik om dit op te los, nee, want 'n parabool het mos 'n kwadratiese vergelykings, so ek soek al my x aan die een kant, en 'n 0 aan my regterkant, en dan kort ek een term hierso aan my regterkant, so die manier hoe ek dit doen is ek faktoriseer, so hierdie is 'n 3 term, so ek teken my 2 hakies, en ek soek 2 getalle, wat as ek hulle met mekaar maal, daai een is 'n 1, so ek weet, hier laaste gaan daar net 'n 1 en 'n 1 wees, ek weet, as daai laaste ene 'n minus is, dan gaan my hakies verskillende tekens hê, en nou kort ek 2 getalle, wat as ek hulle met mekaar maal vir my 4 gaan gee, maar as ek hulle optel en aftrek, moet ek 2 kry, so, ek dink, dit gaan dan, ek wou sê, nee, hy gaan nie uitwerk nie, maar as jy sien hy werk nie uit, is fine, dan gebruik ons mos al 'n lekker formule, so ek nou sommer so 'n random ding kry, en dan werk dit nie uit, so dan kry jy jou x deur min b plus minus vierkantswortel van b kwadraat minus 4ac op 2a, dan onthou, dis jou a, jou b is 2 en jou c is min 1, en dan as jy dit op jou sakrekenaar in te kry, x moet of wees 0,3, ek moes 'n beter voorbeeld gekies het man, of x moet wees minus 0,8. Okay, so nou het ek my x-afsnitte, ek het my y-afsnit, ek het my vorm, nou kort ek nog net my draaipunt. As hulle dit vir jou in hierdie formaat gee, dan kan jy, dis mos nou nie die draaipuntsformule nie, so jy kan hom gaan skryf in die draaipunts formule, net deur jou kwadraatvoltooiing te gebruik, maar dis nie regtig nodig nie. Ons het 'n ander vergelyking wat ons ook kan gebruik, is as ek die x-koördinaat se die x-koördinaat van die draaipunt wil hê, dan gebruik ek die formule minus b op 2a. Om die x-waarde te kry, en as ek die x-waarde het, dan stel ek dit maar net in die vergelyking in om die ooreenstemmende y-koördinaat te kry. So kom ons doen dan gou sommer dit. So ek weet my b is 2 en my a-waarde is 4, wat beteken my x-koördinaat is 2 op 8, wat dan minus 1 op 4 is. Ok, so dis sy x-koördinaat. En dan, ons kyk net gou, dan gaan stel ons dit in die oorspronklike formule. So y is gelyk aan 4 maal minus 'n kwart kwadraat plus 2 maal minus 'n kwart minus 1, en dan moet jy 'n draaipunt kry van minus 5 op 4,
En dan kan jy hom, so nou het jy sy koördinaat. So sy koördinaat daar waar x minus 1 op 4 is y minus 5 op 4. So jy gaan nie altyd by die parabole punte kry vir al jou verskillende stappe nie. Dit hang af, maar gewoonlik nie. Gewoonlik gee hulle vir jou punte vir jou skets. So as jy hom nou skets, dan kyk jy, ons gaan gou sommer sy draaipunt, daar waar x minus 'n kwart is y minus, so ek gaan sommer nou daar, sy, ek gaan hom sommer nou so teken, en dan vul jy na die tyd net jou koördinate in, so dan sê jy vir hulle byvoorbeeld, daai is die punt minus 'n kwart, minus 5 op 4, daai is my y-afsnit, wat ons gesê het is minus 1, so is 0, minus 1, dit is die 1 x-waarde is 0,3, en die ander x-waarde is minus 0,8, en dan het jy dit. So dis waarvoor jy jou punte ook gaan kry, tel gewoonlik 4 of 5 punte, afsnit, 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 draaipunt, overall vorm van dit. Ok, so as hulle dit nou vir jou in die draaipuntsformule gee, of as hulle vir jou die draaipuntsformule gee, weer eens, ons bepaal ons A, so ons kan nou sê, my A is kleiner as 0, wat beteken die vorm gaan so lyk, en dan kan ek my draaipunt gaan kry, my draaipunt is die x-koördinaat, die teenoorgestelde teken van daai, so dis net 'n 2, en die y-koördinaat is ook 'n 2, en dan as jy maar nou, baie belangrik, dis nie soos by die vorige een, as jy vir x 0 maak, dan kry jy, of jy weet daai laaste ene, dit is nou die y-koördinaat van jou draaipunt, dis nie met jou y-afsnit nie. So nou, as jy jou y-afsnit wil hê, moet jy vir x gaan 0 maak, en jy moet hom gaan uitwerk. So nou gaan sit jy vir 0 daarin, want jy gaan sien, hy kanselleer nou nie meer heeltemal uit, jy sien jy, want nou binne in die hakkie het jy 'n min 2, en dan kry jy dit is min 4 plus 2, so dis min 2, en dan as jy die x-afsnit wil hê, maak jy weer vir y0, ons maak net so, dat ek my plek kan hou, so daar is 'n 0, minus x min 2 kwadraat, plus 2, so dan maal jy nou weer uit, en jy faktoriseer van vooraf, né? So, ok, so onthou die feit dat daar 'n kwadraat is, beteken jy gaan daai hakkie 2 keer uitskryf, né? Yes, dan maal jy hom net uit, en onthou, daar is nou 'n minus vooraan ook, so jy moet nog onthou, jy moet die antwoord weer in hakkie sit, want jy moet nog 'n minus ook inmaal. So, x kwadraat, minus 2x, minus 2x, plus 4, en dan maal jy die minus in. Ek gaan sommer nou hierdie vereenvoudig, kom ons maak dit sommer klaar, die minus 4x, en dan as jy die minus inmaal, raak dit positief 4x, net vir spasies onthaalwe, minus 4 plus 2, en dan gaan ons hom nou lekker mooi vereenvoudig, plus 4x, kom ons hoop ek het nou 'n voorbeeld gekies wat nou nie weer, wat actually gefaktoriseer kan word, maar ek sien, no such luck, en dan ek wil nie 'n minus voor my x kwadraat hê nie, so ons kan mos dit als die teenoorgestelde teken gee, ek vat dit sommer in 'n geval als net daai kant toe, die kante maak mos nie regtig saakie. Ok, maar weer, jy gaan sien, jy gaan nie kan faktoriseer nie, dan gebruik jy die kwadratiese formule, en dan kry jy x is gelyk aan 3,41, of x is gelyk aan 0,59. So nou het ek my y-afsnit, 0,2, ek het my 2 x-afsnitte, moet regtig beter voorbeelde kies. Maar dit is nou die voorbeelde wat daar my opsommings
was. Okay, die ander alternatief, hoe jy dit ook kan doen is, jy kan daai ontslaa raak van die plus 2, of jy weet die 2 aan teenoorgestelde kante kry, dan ontslaa raak van die kwadraat, deur aan die ander kant die wortel te gaan vat. Maar jy moet dan net onthou, jy gaan 'n plus minus voor daai wortel moet sit, want jy kan mos 'n positiewe, x kan 'n positiewe getal wees in die hakie, of dit kan 'n negatiewe getal wees, en dan ek gaan net gou kom voordat ek nou te vinnig praat. Ek gaan net gou sommer die hakie oorvat daai kant toe, dan raak die hakie positief. Dis die ander manier as jy dit nie wil uitmaal nie. Die veiligste vir die kinders baie keer is om uit te maal, want dan hoef hulle nie te worry oor die tekens en goed nie. En nou, as jy wil ontslaa raak van die kwadraat, dan vat jy mos die wortel. Maar as x 'n negatiewe, sê net maar die antwoord van die hakkie was negatief, dan sou jy mos nou 'n positief gekry het. Of hy is 'n positief, dan sou jy in elk geval 'n positief gekry het. So omdat x 'n positief of 'n negatief binne daai hakkie kan wees, gaan jy, as jy wil ontslaa raak van die kwadraat, deur die wortel te vat aan albei kante, moet jy dan net self 'n plus minus voor daai wortel sit, sodat jy vir hulle sê, jy weet, x kan of 'n positief of 'n negatief wees, want daai kwadraat maak hom in elk geval 'n positief. En dan het jy jou x min 2 is gelyk aan plus minus wortel 2, en dan vat jy maar net daai raak jy ontslaaf van die minus 2, dan gaan plus jy aan die ander kant, en dan gaan jy sien, jy kry in elk geval 2 antwoorde vir x, een waar jy dit by plus, en een waar jy dit minus, maar jy gaan in elk geval daai kry, maar vir hierdie dis minder stappe, so dis minder moeite, maar die kinders maak simpel foute, dis hoekom ek nie eers eintlik nou gedink het om dit te noem nie, want jy vergeet te maklik van die plus minus, so maal dit dan maar weer van vooraf uit. Ok, so ek het die x afsit, ek het die y afsnit, ek het my draaipunt, ek het my vorm, so dan kan jy hom net teken, so dan gaan hy so lyk omtrent, kom ons kyk waar sny, al 2 x orde, hy gaan hierso wees, want jy sien al 2 x afsnitte is positief, en dan vul jy nou maar net al jou goedjies so in, en dan die y, net so sien die y afsnit, was mos, min 2, so ek sal nou maar net, oeskies, verkeerde kleur, maak dan nou maar net dat hy daardeur gaan, dis nou baie lelik, maar jy gaan dan nou net daai koördinaat aandui, daai koördinaat, en daai koördinaat. Ok, so onthou jou symmetrie as, is waar jou linkerkant lyk soos die regterkant, so hy gaan altyd deur die x-koördinaat van die draaipunt. Ok, so as die x-koördinaat van die draaipunt 2 is, dan is die symmetrie as x is gelyk aan 2, ja. En die definisieversameling vra ons eintlik wat se waarde kan x wees, en by 'n parabool, hy gaan ons al die pad tot by daai kant, al die pad hy hou aan en aan en aan, so jou x kan enige waarde wees, so as hulle vir jou vra wat is die definisieversameling, dan is dit x is 'n element van hierdie hele getalle, want hy kan enige waarde wees, maar as hy vir jou vra vir die waardeversameling, dan kyk jy, wat kan sy y-waardes wees? So, as hy 'n vrou in die face het, dan gaan hy 'n maksimum waarde hê, en hy kan letterlik enige waarde hê ondertoe, net nie daai waarde nie. So, die draaipunt gaan, as die draaipunt daarby, waar is my draaipunt? By 2 is, dan beteken dit enige y-waarde kleiner as 2, gaan op my parabool hê. So, sy waardeversameling is y is kleiner gelyk aan 2. Yes. Okay. So dis alles wat jy moet weet rondom die skets van jou parabool en hoe om jou symmetrie as te verduidelik. Daai b-waarde in daai eerste formule gaan nie vir jou die formule van die symmetrie as gee nie. Jy gaan self moet kyk waar jy kan dit gebruik om die dis hoekom ons sê jy gebruik daai b om die nuwe symmetrie as te bepaal deur daai draaipuntsformule wat ons op die vorige slide gedoen het.